Een ding wat baie belangrik is by ritme, is dat jy altyd baie welkom sal voel en baie tuis sal voel. So jy as 'n digitaler, ek weet nie waar jy kyk nie, maar ek hoop jy is gemaklik, maar die belangrikste is weet net dat jy by ritme welkom is en 'n hartlike welkom dan ook by hierdie geleentheid. Dit is nou al vir 'n paar jaar wat ons hierdie doen en ons droom om nooit op te hou hiermee nie en aan te hou hiermee. So dankie ook vir jou ondersteuning wat dit moontlik maak. Ek wil net weer dit beklemtoon dat jy wat in die Pretoria omgewing is, as jy ritme kom bywoon by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing en ons nooi jou amptelik om nie net digitaal te kyk nie, maar ook dit by te doen. Dit is nie dieselfde boodskappe nie, dit is verskillende boodskappe. So dit wat jy by digitaal hoor en dit wat jy in persoon gaan hoor is verskillende boodskappe. Jy is natuurlik baie welkom om ons te help om hierdie digitale boodskappe te versprei. Hoekom? Dit gaan oor die woord, gaan nie oor my of Stefan of enige ander prediker nie. Dit gaan oor om die woord by mense te kry, om harte aan te raak in lewens wat moet verander. En op daardie noot, baie welkom weer 'n keer. Geniet vanaand se boodskap. Mag dit jou lewe diep aanraak. Kom ons bid saam. Here, wil U vandag deur die Heilige Gees en deur die goeie woord ons oë oopmaak en ons harte ontvanklik maak. Praat met ons. Stort U krag opnuut oor ons uit. Amen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So het Jesus beloof in Handelinge hoofstuk 1 vers 8. En dan sal julle my getuies wees, so sê hy, in Jerusalem, die provinsies van Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Presies dit gebeur op Pinksterdag. Die kerk het gewag en toe kom daar krag. Toe daal die Gees neer. Later skryf Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 13, ons is deur een Gees in sy een liggaam ingedoop. Hier maak dit nie saak of ons Jode of Grieke of slawe of vrygekooptes is nie. Ons almal saam is oorspoel en deurdrenk met die Gees, met die krag van die Gees. En tog beleef baie Christene kragteloosheid, magteloosheid. Daarom is dit die versigtiging oor en oor, Here, gee ons van U krag. Miskien moet ons verstaan hoe werk die krag van die Here. En ek wil graag vandag, en ek het dit sommer so langs my hier neergeskrywe, en ek hoop jy kan dit ook daar lees, so 7 dinge sê oor die krag van die Heilige Gees, sodat ons die krag reg sal beleef. En ek wil saam met jou lees waar hierdie krag van die Heilige Gees beskryf word in Handelinge 2 vers 42 tot en met vers 47. Al die gelowiges het met groot entoesiasme en toewyding geluister na wat die apostels geleer het. Dis nadat die Gees gekom het. Al die gelowiges het geloofsgemeenskap saam met mekaar beleef. Hulle het saam geëet en brood gebreek en in die teenwoordigheid van die Here dit gedoen. Ook het hulle saam gebid, vers 43. Daar was groot eerbied vir die Here in almal van hulle se harte. Die apostels het ook baie wonders en tekens gedoen. Al die gelowiges was soos 'n groot nuwe familie. Hulle het gereeld saamgekom. Alles wat hulle besit het, het hulle met mekaar gedeel. Hulle het hulle eiendomme en ander besittings verkoop. Hulle het die geld wat hulle hieruit gekry het onder almal verdeel. Hulle het dit gedoen volgens elkeen se nood en elkeen se behoefte. Dag vir dag, sê vers 46, het hulle met groot entoesiasme en toewyding saamgekom in die tempel. Hulle almal was eensgesind. Hulle het gereeld in verskillende huise saamgeëet. Hulle het hulle kos met mekaar gedeel. Hulle het dit gedoen met groot vreugde. Almal was nederig van hart. Niemand het te veel van hulle self gedink nie. Hulle het God met oorgawe geprys. Die hele volk het respek vir hulle gehad. Die Here het dag vir dag nuwe mense wat gered is, bygevoeg by die gemeente. Oor die versigtiging na krag. Paulus herinner vir Timoteus kort voor Paulus se eie dood, daar in 2 Timoteus hoofstuk 1, aan die feit dat Timoteus die krag van die Gees in homself
moet aanblaas. Hy sê, dit is hoekom ek jou gedurig herinner aan God se spesiale geskenk aan jou. Jy het dit ontvang toe ek die hande op jou geplaas het om jou te seën en toe te rus vir jou werk. Soos wat 'n mens op 'n vuur blaas, sodat dit sterker kan brand. So moet jy hierdie hemelse geskenk van die Gees aanblaas, deur dit nog kragtiger te gebruik. Want God het nie vir ons 'n gees gegee wat bang en lafhartig is nie. Sy Gees is vol krag en liefde en selfbeheersing. Krag. Hoe lyk die krag van die Heilige Gees? Miskien verstaan ons dit verkeerd. Lukas help ons. Hy vertel vir ons hoe lyk dit toe die krag van die Heilige Gees oor die Here se kerk uitgestort is, toe die kerk Pinkster deurdrenk is, krag deurdrenk is, soos wat ons in 1 Korintiërs 12 gehoor het. Eerstens is dit leerkrag. Ons praat van onderwysers as leerkragte, maar wanneer die groot leermeester van die Here opdaag, die Heilige Gees, is daar krag om te leer. Het jy gehoor? Handelinge 2:42. Al die gelowiges het met entoesiasme en toewyding geluister na die apostels. Die eerste bewys dat daar krag is dat Christene weer leergierig word. Ek het dit gemis. En ek kom agter baie Christene mis dit. Baie Christene sê vir my, hulle het nie krag nie, dan vra ek vir hulle, vertel my van jou leergierigheid. Vertel my hoe jy die Here se woord dag en nag oordink. Want die Here sê, die een wat dit doen, sal wees soos 'n boom by die waterstrome wat op die regte tyd vrug dra. Psalm 1. In leer lê daar krag. Ons sê altyd kennis is mag. Die Heilige Gees sê kennis is krag. Die Heilige Gees is besig om die woord van God, soos wat ons ook vorentoe nog sal sien in volgende weke, oor te skrywe op ons lewe. Hy's besig om ons te leer. En wanneer die Gees in jou lewe is, kan jy nie genoeg van die woord hê nie, kan jy dit nie genoeg eet en oordink en bedink nie, smag jy na nog meer kennis van die Here. Leerkrag is die bewys dat die Gees opgedaag het. Tweedens, koinonia krag. Ek hoor in vers 42, al die gelowiges het geloofsgemeenskap met mekaar beleef. Hulle het saam brood geëet en gebreek in die teenwoordigheid van die Here. Ek lees in vers 44, al die gelowiges was soos 'n groot nuwe familie. Hulle het gereeld saamgekom. Vers 46, dag vir dag het hulle met toewyding saamgekom in die tempel, en hulle was eensgesind, en hulle het gereeld in verskillende huise saamgeëet. Hulle het hulle kos met mekaar gedeel met vreugde. Koinonia is die Griekse woord vir geloofsgemeenskap, fellowship, om saam te wees. Dit beteken fisies saam wees, maar ons het ook nou geloofsgemeenskap. Paulus kon geloofsgemeenskap bewerkstellig tussen Christene wat mekaar nooit gesien het nie in 2 Korintiërs. Ons kan vandag ook digitaal deur ons saam wees rondom die Here, maar dit het ook altyd 'n fisiese, sigbare komponent. Gelowiges wat nie saam met ander gelowiges eet en die woord saam ondersoek en ook saamkom in eredienste nie, het nie geloofsgemeenskap nie. Ja, dit gebeur ook in kerke, maar dit gebeur in huise. Dit gebeur daar waar brood gebreek word, waar die Here die eregas is. Koinonia. Ons is nie een eiland nie. Ons is nie een op ons eie nie. Ons is aan mekaar gegee. Ons is die liggaam van Christus. Ons almal saam. 1 Korintiërs 12. Ons elkeen het verskillende talente gekry om mekaar op te bou. Die doel van geloofsgemeenskap is nie maar net om saam te wees nie. Ek hoor so baie keer sê dominees dit en pastore, jy weet, Sondag is daar geloofsgemeenskap. Maar om na die woord te luister, kan ons hier ook doen. Dis daar waar ons mekaar opbou, waar ek my gawe gebruik en vra, hoe kan ek jou dien? Waar jy jou gawe gebruik en vra, hoe kan jy my dien? Waar gelowiges uitreik na mekaar, brood breek met mekaar, vir mekaar bid en vir mekaar dien en mekaar se laste op die skouers dra. Daar sien jy krag. Jy sien krag wanneer gelowiges leergierig raak. Jy sien krag waar koinonia gebeur. Ons is blind daarvoor. Ons soek krag op ander plekke, op baie ander plekke, behalwe daar waar mense saamkom om die woord te ken, daar waar mense mekaar dien met hulle gawens.
Derde kenmerk van die Here se krag. Daar's krag om te bid. Ek lees die gelowiges het saam gebid. Ek leer dat hulle die Here geloof en geprys het, sien ek in vers 47. Ek lees dat die apostels wonderwerke gedoen het. Daar is weer gebedskrag, daar is weer loofkrag, daar is weer wonderkrag. Om te bid, hoor ek moet ons dag en nag doen. Paulus skryf dit vir die gemeente in Thessalonika, in 1 Tessalonisense 5 vers 17, dat ons moet bid sonder om op te hou, dag en nag. Ons moet die woord dag en nag ondersoek. Ons moet dag en nag bid. En ons moet God prys. Jy weet God is in die huis. Jy weet God se krag is losgelaat. Wanneer gelowig is, met vreugde, God loof en prys. In Efesiërs 5 sê Paulus, ons moenie dronk word van wyn nie. Ons moet toelaat dat die Gees ons vervul. Daai bekende woorde van vers 18. En dan sê hy vir ons, hoe lyk dit wanneer iemand Gees vervuld is? Hy sê, bou mekaar op deur psalms en lofliedere en geestelike musiek. Sing en loof die Here. Lofgebede is 'n bewys dat daar krag is. Klaaggebede is ook nodig, wanneer ek my behoeftes, my nood aan God bekend maak. Maar waar die Gees is daar die krag om God te loof. Ken jy hierdie krag? Ken jy die leerkrag van die Gees? Ken jy die koinonia krag? Hoeveel Christene se laste is tans op jou skouers? Vir wie sorg jy? Vir wie gee jy kos? Wie dien jy? En dan is daar krag tot nederigheid. Ons leef in 'n wêreld wat siek is. Van dat sonde in die wêreld gekom het, gaan dit oor me, myself and I. Dis wat Adam en Eva wou gehad het. Hulle wou nie net God se krag gehad het nie, hulle wou God se troon gehad het. Hulle wou gode wees. Dis die sonde van Babel in Genesis 11. Ons wil God onttroon. Ons wil 'n troon bou tot in die hemel. Ons wil gode wees. Mense se egos is die oersonde en dit is die blywende sonde. Alles gaan oor my. Sosiale media het dit nog vererger. Narcisme het tot 20% toegeneem wêreldwyd, skryf navorsers. Selfliefde, selfbeheptheid, my foto's, my voorkoms, hoe ek lyk, hoe ek oorkom. It's all about me. Al vraag wat oorgebly het is, wat beteken jy vir my? Hoe gaan jy my help om die belangrikste ek te wees en die beste ek te wees? Ek is die celebrity van my eie lewe. Dit verbaas my nie dat die Barna groep bevind het 50% van jong Amerikaners glo hulle gaan 'n celebrity en 'n filmster word. Ons is selfbehep. Maar die kerk in Jerusalem, wanneer die Heilige Gees kom, het die krag om nederig te wees, vers 46. Almal was nederig van hart. Niemand het te veel van hulle self gedink nie. Een van die groot geskenke van die Heilige Gees is dat hy ons nederig maak, minder selfbehep maak, minder selfgerig maak, minder eie geregtig maak, minder die fokus op myself laat val, om op te kyk na God en op te kyk na ander. Dit is nederigheid. Nederigheid is altyd in verhouding. Nederigheid bepaal my liggaamshouding voor God. Ek ken my plek voor die Here. In die taal van Jakobus 4 of 1 Petrus 5 onderwerp ek my aan God. Maar nederigheid maak dat ek ook klein genoeg is, dat ek kan opkyk na God, dat ek God kan respekteer. Nederigheid krag. En dit sluit aan by die een wat ek eintlik nou verbygegaan het. Die krag van vrees vir God. So ek het die krag om te leer, ek het die krag vir koinonia, ek het gebedskrag en dan het ek nederigheidskrag. En dan krag om God te vrees. Dit is Spreuke 1 wat gesê het, wysheid begin met vrees vir die Here. Ek dink Psalm 111 wat dit ook sê, om die Here te vrees is om wysheid te hê. En nou kom die Gees en hy bring hierdie diep eerbied vir die Here in ons hart. Vers 43.
Daar is groot eerbied waar die krag van die Gees is vir die Here. Miskien is dit die ding wat ek die meeste na hanker in my eie lewe. En ek dank die Here dat sy Gees dit in my wakker maak. Ek moes dit opnuut ontdek, dat die krag van die Here is 'n krag om God te eerbiedig en God te respekteer. Ons het in die afgelope tyd in E-Kerk se Pinksterreeks vir mekaar gesê, Jesus is nie so veilig soos ons dink hy is nie. Hy's gevaarlik, het ons ook vir mekaar gesê. Te veel van ons het God getem en mak gemaak. Ons praat te maklik oor hom en met hom en van hom. Ons dink ons verstaan God. Ons moet weer soos Petrus soos 'n dooie neerval in Lukas 5. Of soos Johannes in Openbaring 1, of soos Jesaja in Jesaja 6, om te sê, Here, u heiligheid oorweldig my. Die Gees bring groot eerbied en respek vir God. Ja, hy is ons Vader, hy is ons hemelse Vader, maar nooit is ek familiêr en tuis en te gemaklik met die Here nie. Die Gees bring leerkrag. Ek het 'n diep dors en honger om meer van God te weet. Ek smag na sy woord. Die Gees bring koinonia krag. Ek kan nie anders nie as om ander Christene te versorg en vir hulle om te gee en om eensgesindheid na te jaag en om hier op sosiale media, maar ook daar by die kerk, maar ook by die werk uit te reik na ander mense, om buite myself te begin lewe, verander, te verander. Daar is weer krag om te bid, krag om God te verheerlik, krag om lofliedere te sing en krag om weer groot dinge vir die Here te doen, wonders soos die apostels. Maar die Here se krag maak my klein. Ek loop nie rond as 'n geestelike steroïde bom nie. Ek het die krag om nederig te wees, om lief te hê, om te volhard. En dan is daar weer 'n nuwe vrees vir die Here. Vreeskrag as jy wil. Eerbied krag. Klein wees sodat God groot kan wees krag. En dan is daar ook die krag tot vrygewigheid. Nog iets van die krag van die Heilige Gees as hy uitgestort word op Pinkster. Ek lees dit oor en oor in vers 44 en 45. Die gelowiges het hulle besittings met mekaar gedeel. Hulle het hulle eiendomme en besittings verkoop en die geld wat hulle gekry het met mekaar gedeel. En dit lees ons ook later in Handelinge 4. Wanneer die Gees jou aanraak, gaan jou hand oop. Miskien is dit een van die dinge wat my partykeer die meeste frustreer aan myself en aan baie ander gelowiges. Ons suinigheid, ons onvrygewigheid. Mens moet amper debatte met mense voer, net om hulle so ver te kry en sê, jy moet daarom iets vir die Here gee. Moet ek nou 'n tiendetjie gee, of moet dit 'n bruto tiende, of 'n netto tiende wees? Ek onthou altyd my een ou vriend wat gesê het, solank soos jy nog net 'n tiende gee, het jy ten minste nie by God gesteel nie. Hy vra alles. Maar as die Gees in jou lewe is die lewe van Jesus in jou, en het jy die krag om nie meer suinig te wees nie. Want suinigheid is 'n sonde. God haat suinige mense. God sê hy sien raak wanneer Christene vrygewig is. Dis Spreuke wat sê om 'n arme te help is om 'n lening aan die Here te maak. Dit is Jakobus wat sê, en 1 Johannes wat sê, in 1 Johannes 3 en Jakobus 2, hoe kan die liefde van God in jou wees, as iemand wat jy ken by die naam, jou hulp soek en jy help nie? Ek weet, ek kan nie almal help nie, ek voel net so skuldig, maar ek kan 'n paar persone help, en ek doen. Ek dreig niemand nie, ek doen dit. Ek het juist nou die dag weer in die koerant dit geskrywe waar iemand sê, wie sal die kerk mis as ons nie meer hier is nie? Ek hoor dit so baie, toe dink ek, dis nie 'n hipotetiese vraag nie, ek weet wie sal my mis as ek nie meer hier is nie. Daardie mense wat die Here op my hart geplaas het, wat ek elke dag help. Ek weet wie sal die E-Kerk mis, en ons sê dit nie omdat dit nou iets spectacular is nie, dis die normale Christelike lewe. Ek wil vra, wie sal jou mis as jy nie meer hier is nie? Hoekom gebruik jy nie die Heilige Gees nie? Die krag om te leer, die krag om koinonia na te jag, die krag om te bid, die krag om vrees vir die Here te hê, maar ook die krag om vrygewig te wees.
Wie sal jou regtig mis? Ek weet wie sal die E-kerk mis, watter bedienings. Want die Here het hulle op ons hart gesit, en ons help, en ons gee weg, en ons leef ruim. Nie omdat ons spesiaal is nie, dis die normale Christelike lewe. Dis abnormaal om dit nie te doen nie. En baie keer kom ons weg met hierdie ding van my linkerhand weet nie wat my regterhand doen nie. Tereg, ons spog nie daaroor nie. Ons maak nie vertoonvensters daarvan nie, maar Jesus het ook gesê, 'n paar verse voordat hy dit in Matteus 6 gesê het hy in Matteus 5 vers 13 tot 16 ook gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien en God verheerlik. Wie klap hande vir jou, omdat hulle sien wat se goeie werke jy doen? Wie sê vir die Here dankie, bedoel ek? Wie eer God, omdat jy in hulle lewe is? Jy kan nie die krag van die Heilige Gees soek, sonder dat jy vrygewig is nie. Dit is nie moontlik nie. En dan is daar die krag tot redding. Terwyl hierdie gemeente met hulle lofgebede God loof en prys en die Gees se krag uitstort oor Jerusalem, sien ek hoe die Jerusalem gemeente elke dag beleef dat daar bekerings plaasvind, dat nuwe mense bygevoeg word. Ja, dit 'n paar jaar tevore toe Jesus vir Petrus geroep het in Matteus 4, het hy gesê, Petrus, jy's 'n visserman, ek sal jou 'n visser van mense maak. En toe die Here Jesus sy kerk uitgestuur het, die 72 daar in Lukas hoofstuk 10, het hy gesê, bid die Here van die oes, want die oes is groot en die arbeiders min. Nou is daar baie arbeiders, hulle is net te kragteloos om mense na Jesus toe te lei. Jesus sê, julle sal my getuies wees oor die hele aarde, en mense sal tot geloof kom. Kan ek jou sommer pad langs vra? Het jy al persoonlik iemand tot geloof sien kom, of instrumenteel gewees dat iemand die Here leer ken? Jesus sê, as jy hom volg, sal jy 'n visser van mense wees. Nee, ek kan nie mense red nie. Ek kan nie mense se lewens verander nie, maar ek weet dat ek geroep is om die afspraak te reël vir Jesus, die situasie te skep, die kontakpunt te wees, om hemel en aarde bymekaar te bring. Ek weet, daar's net twee wat kan preek, mense en engele. Ag, ek verskoon, mense en klippe. Engele kan nie preek nie. Hulle is net gestuurdes van die Here. Jesus sê, as jy dit nie uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. Maar ek kan nie my lewe deurgaan met sulke verskonings van, jy weet, ek is maar skaam nie. Onthou jy wat het Paulus gesê in 2 Timoteus 1? Blaas die vuur van die Gees aan. Jy het nie 'n gees van vrees en bang wees nie, jy het 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Toe iemand eendag vir my sê, hulle is maar skaam oor die Here te praat, toe sê ek, dis nou vir my 'n snaakse ding. Want ek het nou agtergekom, jy's nie skaam om ander ouens se sondes op te noem, en jy's nie skaam om die foute van die regering uit te wys nie, en jy's ook nie skaam om oor enigiets 'n opinie te hê nie, maar as dit by die Here kom, nee, ek weet nie hoe om te praat nie, maar jy weet hoe om oor Eskom en oor rugby en oor die werk en die wêreld te praat. Dis nie ingewikkeld om oor Jesus te praat nie. Hy is die Here van jou lewe. Sy krag is in jou losgelaat. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, begin Paulus die Romeinebrief, daar in Romeine 1 vers 16 en 17, want dis 'n krag om mense te red. Ek dank die Here, dat ek gereeld lees van bekerings by ons E-kerk en hoor, en dat ons beleef hoe mense tot bekering kom. Hoe Dr. Jacob Pitter, wat ons berading doen, nou die dag vir my vertel, tydens een van sy beraadsessies, hoe iemand in Christus die Here begin glo het, om as hulle Here begin bely het en hom aanvaar het as hulle verlosser en Here. Hoe ek hoor die Here Jesus se stem elke keer as iemand vir my sê hulle die Here gevind, hoe die Here Jesus uitbreek en God loof, soos die verlore seun wat tuis gekom het, soos die verlore muntstuk wat gevind is. Wanneer gemeentes weer erns sal maak en gelowiges weer erns sal maak met verlore mense, en weer sal sien hoe mense die Here vind, sal daar weer lewe wees in die kerk. Daar is krag. Die Here Jesus sê, julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom. En nou het Pinkster aangebreek. Die Gees is uitgestort. Ons het dit mos gehoor, 1 Korintiërs 12 vers 13, julle is Gees deurdrenk. Hoe sal jy weet hoe lyk die krag van die Gees? Dit sal leerkrag wees.
Jy sal ywerig raak om die woord te leer ken soos die Jerusalem gemeente. Dit sal koinonia krag wees. Mense se laste sal op jou skouers pak. Jy sal saam met Christene eet, saam met hulle byeenkomste bywoon, ook hier betrokke wees. Dis die krag tot gebed. Jy sal lofgebede bid. Jy sal aanhou om God te loof en te prys en weer God se aangesig opsoek in gebed. Dis die krag om nederig te wees. Jy sal kleiner in jouself word sodat God groter kan word en ander mense groter kan wees. Jy sal weer in Filippense 2 se taal opkyk na ander mense. Daar sal weer 'n nuwe vrees, 'n heilige eerbied vir die Here wees. Jy sal sy naam versigtig op jou lippe neem en hom groot maak. Sal die krag wees tot vrygewigheid. Jy sal weer jou hande en jou hart oop hê om te help waar jy kan, om te vra, hoe kan ek jou dien, ook met my rande en my sente. En dit sal verlossingskrag wees, waar mense weer deur jou toedoen, die Here Jesus leer ken as verlosser, en dat die kerk weer 'n dinamiese gemeente sal wees, waar daar weer bekerings is. Kom ons dank die Here dat die Gees uitgestort is, en kom ons doen opnuut wat Efesiërs 5 vir ons sê. Kom ons vra dat die Here ons sal vervul met sy krag. Here, die Gees het gekom, deurdrenk ons opnuut met die Gees. Dankie dat die Gees by ons is. Vul ons opnuut, sodat ons sal leer, sodat ons geloofsgemeenskap sal hê, sodat ons sal bid, sodat ons weer vrees vir die Here sal hê, sodat ons weer eerbied sal hê en nederig sal wees, en dat daar weer mense gered sal word. Hoor ons in Jesus se naam. Amen. Hoe het Jakobus vir ons geleer? Geloof moet in dade oorgaan. En dit is ons hele doel met ritme in persoon en met ritme digitaal. As jy die woord hoor, kom ons gaan leef dit, kom ons gaan doen dit. Dit is die uitdaging. Dankie weer vir jou finansiële ondersteuning, jou finansiële bydrae wat hierdie moontlik maak. En help dit versprei asseblief. Ek bedoel, sluit aan by die sosiale media platforms, of dit nou Facebook is of Instagram, wherever, maak nie vir ons saak nie. Deel ook in die weeklikse goedjies wat geplaas word, opbouend, inspirerend. Kyk daarna, veral baie skrifgedeeltes en so aan. So jy gaan die hele tyd verryk word, ook deur die sosiale media platform van ritme en ritme digitaal. En mag jy 'n geseënde week ervaar, beleef en regtig ervaar die Here gee elke tree saam met jou. Weet hy's by jou.